vanoggend vir elkeen van julle wat gekom het. En dit is dat die Here het 'n jaar van reën aangekondig vir ons gemeente. En hierdie jaar is 'n jaar van reën vir elkeen van julle. En hierdie jaar is 'n jaar waar die Here dinge geoop maak oor die hemelse plekke en deure geoop maak en fees geoop maak oor julle lewens. En ek glo dit met my hart dat die Here sê, daar's reën op pad. Nou, en ek hoor die reën, ek ruik al die reën en ek weet die reën is daar vir elkeen van julle manifestasie van oop hemele. Die reën kan nie val as daar nie oop hemele is nie. So ons vertrou die Here hierdie jaar vir oop hemele, oop dimensies waar elkeen ontvang van die reën van God se genade, die reën van sy voorsiening en die reën van sy liefde. So kom ons kom vir die woord van die Here. Ek graag 'n skrif vir julle lees. En die Bybel sê vir ons hier, en ons kyk die dimensie van Elia, hoe Elia ook 'n man van God is, en hy gebid het vir reën op die stadium, en daar was geen reën op die aarde nie, en toe bid hy weer, toe kom daar reën op die aarde. Maar ek wil graag net hierdie vir julle wys. Hy het nie sommer net blinders gegaan na Agab toe, op die stadium in 1 Konings 17, en kom gesê, daar gaan geen reën wees nie. Iets moes gebeur het met Elia. Hy moes ontdek dat iets fout is in die volk van Israel. En hy het gegaan en gekyk na hierdie skrif. Hy het die skrif ter harte geneem en hy het gegaan na Agab toe met 'n woord van God en gesê, daar sal geen reën wees nie tot ek so sê. En dit het jare geval op voor hy by die woord uitgekom het. Maar kyk wat gebeur in Deuteronomium in die woord van die Here in 28 vers 22 en hy sê, volgens die Here sal jou swaard tref met tering en koors en vurige koors, ontsteking en droogte en brandkoring en heen en dou. En hulle sal jou vervolg totdat jy omkom. En jou hemel bo jou hoof sal koper en die aarde onder jou yster wees. En hy verklaar verder, die Here sal reën van jou land poeier en stof maak, en die hemel sal dit op jou afkom, totdat jy verdelg is. Baie, is 'n verskriklike vloek, nou, wat uitgespreek was in daardie tyd. Maar die vloek het geld vir diegene wat God nie gehoorsaam het nie. En het geld vir diegene wat Baal profete was, en wat afgode aanbid het. En toe kom hierdie vloek by daardie mense. En hy lees hierdie vloek, en dit gaan jare gaan verby, waar die Bybel sê vir ons, ek gaan net vinnig die skrif toe gaan saam met julle, waar ons weer die gees van gebed moet kweek in ons lewens, en hy sê vir ons hier in Jakobus 5 vers 17, Elijah, gaan ons in Engels lees, Elijah was a man subject to passions as we are. Kom ons stop net daar. Hy het begeerlikhede van vleeslike dinge gehad, soos ek en jy. Hy was 'n mens soos ek en jy, Elijah. Hy het nie natuurlike dinge beleef altyd nie, hy was 'n mens soos ek en jy, hy het normale gang gegaan, hy was 'n profeet van God, ja, hy was in aansien by die Here gewees, hy het dimensie ontdek in die Here, waarop hemele oor hom gesê het altyd, en hy die Here se stem duidelik gehoor het, maar die Bybel sê hy was 'n man soos ek en jy, 'n mens soos ek en jy, amen. Hy is vlees en bloed gewees, so hy sê hier, and he prayed earnestly that it might not rain. Sy eerste gebid dat dit nie moet reën nie. En het beginsel van dit nie moet reën nie, het hy die skrif gebid in Deuteronomium 28 vers 22, hy het die skrif letterlik gebid. Hy het vir die Here gegaan en gesê, Here, as hulle met afgode besig is, en met ongeruimdhede, en met ongehoorsaamheid, Here, dan mag daar nie reën op hierdie land val nie. En hy bid hierdie tyd, hy bid hierdie skrif vir die Here, hy kom vir die Here en sê, Here, dit mag nie, dan mag nie reën wees nie, alles moet stil wees, koper hemele, yster onder hulle, en dan mag geen koop hemele oor hierdie mense wees nie. En hy kom in die skrif na Agab toe, en Agab hou daardie jare 3,5 jaar lang partytjie. En na 3,5 jaar lang kom hy, en hy sê vir hulle, luister, dis 'n tyd dat die Here gaan optree, julle Baal aanbidding, julle partytjies, julle dronkenskap, julle allerlei dinge wat julle besig is, die Here sê, dis tyd dat hierdie goed einde kry. En die Here kom en verklaar deur Elia, mag geen reën wees tot ek so sê. En hy kom en hy sê tot ek so sê. Nie tot die Here so sê, nie tot ek so sê, want hy het gebid, hy het dit gemanifesteer, hy het die dimensie gemanifesteer, dat daar geen reën moet val op die aarde nie. En hy kom met die woord van God na Agab toe, en daar's geen reën op die aarde nie. En na 'n maand gaan verby, en die mense dink by hulle self, maar hy snaakse ou wat hier ingekom het, met dik wenkbroue, hy het gesê, gaan geen reën op die aarde wees, tot ek so sê, en na 'n maand is daar geen reën nie. Na 2 maande geen reën nie. Na 3 maande geen reën, 3,5 jaar lang geen reën op die aarde nie. Toe begin dit geweldig droog te word. Ek bedoel, ons het 'n tyd gehad in Suid-Afrika van 7 maande, 8 maande geen reën nie. Kyk hoe droog het dit geword. Dit het dan 3,5 jaar lang geen reën op die aarde nie, geen dou op die land nie, dat dit so droog is, dat die springkane op hulle probleem moet staan die gras buite. Nou, so droog is dit. En dit is geweldig droog. So dit is die mense wat aanbreek en mense raak verwonderd en paniekerig dink ek in daardie jare, en Elia kom weer met die woord van die Here.
As kyk in die woord van die Here, hoe Elia ook gegaan het na die tyd, na hy gebid het en gesê, geen rede op die aarde nie, en hy verklaar het met sy mond, en die hemele word toegesluit, letterlik oor die mense. Maar verklaar vanoggend met julle, dat die Here nie hemele gaan toesluit nie, maar hemele gaan oopmaak oor elkeen van julle, hierdie jaar wat volg. Wie glo dat hierdie jaar die jaar van oop hemele is? Amen. Die Here Jesus kom en hy het 'n jaar van oop hemele oor jou bewerkstellig, deur die kruisdood, deur die bloed van die lam, elke vloek is gedra aan die kruishout en selfs hierdie vloek is gedra aan die kruishout. Amen. So aan die ander wyse elkeen van julle moet 'n dimensie van oop hemele hê. En 'n vlak beweeg waar die Here dinge uitstort, dinge bekend maak, dinge oopmaak, bonatuurlike deure vir jou oopmaak, dat jy kan deurstap en dat jy 'n visie kan hê om mee te hardloop. Want kyk ons sê die woord van die Here rondom 'n visie. In die boek van Jeremia 29 vers 11 sê die woord van die Here vir ons elkeen ook. Hy sê, want ek weet wat die gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes om vrede en nie onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. In hierdie jaar gaan 'n hoopvolle toekoms losbreek oor julle. Amen. Ek glo dit my hart. Dan gaan 'n hoopvolle dimensie losbreek. En elkeen gaan hoop hê. En ten spyte van die verwagtinge van dalk 'n dinge wat gebeur met jou aanval, met jou tuiste, gaan jy 'n hoopvolle toekoms hê. Jy gaan in die Here se weë wandel en altyd ervaar, hy's met jou, sy gees gaan oor jou uitgestort wees. Jy gaan 'n hoopvolle dimensie hê omdat jy 'n visie het. En gaan en kry 'n visie vir jouself hierdie jaar. Jy was 'n paar keer gisterand hier in die kerk. Ek vra vir hulle, wat is julle tema as 'n gesin hierdie jaar? Het jy 'n tema dalk vir jou gesin hierdie jaar? Het jy 'n visie neergeskryf vir jou gesin hierdie jaar? Gekry 'n tema by die Here. Dalk is dit meer liefde. Dalk is dit, Here, vrede in my huis. Dalk is dit, Here, ek wil sien as 'n tema van groei, geestelike groei. 'n Tema van, Here, restoreer my gebedslewe. En ons sien ook dat Elia moes gekom het en altare weer herbou het. Want net nadat hy verklaar het, geen rede, die kom by Baal-profete en hulle begin die hele land in besit te neem. Hulle begin uitroep vir Baal vir reën. Want Baal is die god van reën in daardie jare gewees. Hulle begin Baal te aanbid en sê, Baal, waar is die reën? Baal, en oral is daar Asherah-pale op hoogtes neergesit, almal roep uit vir Baal vir reën. En Elia kom en hy sê vir hulle, kom ek daag julle uit. Kom ons bou 2 altare. Ek bou julle altaar vir die Here, vir die armste God, en ek bou julle 'n altaar vir julle God. Maar hy wag eers dat hulle klaar hulle altaar bou. En hy sê vir hulle, gaan haal by julle klippe, kry die beeste reg, kry die hout reg, gooi water, 4 kruike, maal 4 keer, 16 keer kruike, oor die hout uit om dit lekker nat te maak. En dit is 'n dimensie waar baie kere ons vuur verloor vir die passie van die Here, né? Waar die vyand kom en net ons hout benat, né? Deur die verkeerde dinge. En ons kan nie brand gesteek word vir die Here nie. En hierdie altaar bou die Baal-profete en Elia sê vir hulle, roep uit by julle God. En daar in vers 28 van Hoofstuk 17 verklaar hy, sê vir hulle, roep uit na Baal, toe waar is Baal? En hulle begin self te sny en bespiese en swaarde, steek hulle self stikken en die bloed vloei uit hulle uit en hulle vra en Baal daag nie op nie. En vir 'n hele dag lank roep hulle uit na Baal. Hulle vra, waar is Baal? Waar is die manifestasie van die reën? En dan kom niks nie. En op 'n stadium sê Elia, ek gaan nou 'n altaar bou vir die Here. En dis die rang van gebed. Elia moes gebid het dat die woord in vervulling kom. Dit kom nie van self. Amen. So in 2017 moet jy 'n gebedslewe kweek van voor af. Kweek 'n gebedslewe voor die Here. Sê Here, ek wil my gebedslewe opknap. Dit is baie maklik om nie te bid. Dis die maklikste om te bid. Dis baie moeilik om tyd te bid. Maar die Here sê vir jou, kom en bid. Word 'n bidder. Soek my aangesig hierdie jaar, want in my aangesig is alle beloftes en alle oop hemele vir jou beskikbaar. So Elia moes eers 'n oop dimensie gaan soek by die Here. En hy kom en hy bou 'n altaar en die Bybel sê hy vat die klippe en hy vat 'n bees en hy sê vir die Baal-profete, kies julle eerste 'n bees. Hulle kies 'n bees, stel maar 4 stukke, stel op die altaar neer en hulle bid, hulle sny hulle self, hulle roep uit vir Baal, daar's geen antwoord nie. En hier kom Elia en hy besluit hy herbou 'n altaar wat afgebreek was deur die Baal-profete. Hy herbou 'n altaar wat afgebreek was deur die vorige generasies van ongeloosheid en waar hulle Baal aanbid het en hy sê ek herbou weer wat afgebreek is. En die Here sê vir jou vanoggend dalk, herbou weer alles wat afgebreek is deur die duiwel. Jou gebedslewe is dalk afgebreek. Jou liefdeslewe is afgebreek. Jou huwelik is dalk afgebreek. Daar is storms om jou wat woed. Daar's klippe wat jy moet herbou. Daar's dinge wat jy moet bymekaar bring vir die naam van die Here hierdie jaar wat volg. Amen. Die Here sê kom en maak bymekaar. Kom
kom hy versamel, en hy sê ook vir die volk, versamel julle na hierdie altaar toe, die altaar klaar bou, en die water op het uitgiet, en die hout is nat, en toe sê hy, kom ons kyk, wie se God is God in hierdie plek. En hy vat, en hy roep uit na die Here toe, Here, hy sê, Vader, antwoord hierdie gebed. En Here kom en hy verteer, hy versprei die hele altaar met vuur. Want God is 'n verterende vuur. So in jou lewe vanoggend, as jy bereid is om 'n altaar vir Here op te rig, 'n altaar van gebed, 'n altaar om jouself te wy, 'n altaar van diensbaarheid voor die Here, hierdie jaar, gaan die Here kom en sê, ek antwoord die bereidwilligheid van my kind om te herbou, te vestig wat afgebreek was in sy lewe. Amen. So wil die Here elke roep vanoggend om te kom bou en te vestig en te plan weer van voor af. So kom en bou en plant. Kom weer in 'n gebedslewe gekweek word in jou lewe, waar jy bou en plant, waar die Here soek met alles, waar jy sê, Vader, ek heilig U, ek eer U elke oggend, elke aand in my lewe, ek loof en ek prys U, my en my gesin sal die Here dien. Begin en te sê, ek maak 'n keuse, ek sal die Here dien. Ek sal kies om die God van wonders te dien. Ek sal kies om die God van almag te dien. En hier kom Elia en hy daag hulle uit, en hy sê vir hulle, kom ons kyk of julle God gaan antwoord, hulle antwoord glad nie. En hy maak al 450 Baalprofete toe. Hy alleen. Hy kom in die krag en gesag van die Here en hy maak hy wissel uit. So kragtig gaan die Here deur die werk. As jy bereid is om altare terug te bou in jou lewe. Bou weer 'n altaar van 'n vesting van 'n gebedslewe in jou lewe, 'n woordlewe. Amen. Want die duiwel kom baie keer en bou en hy breek daardie goed af nou. Hy breek ons gebedslewens af. Hy breek jou woordlewe af en het geen dimensie om op te staan nie. Het geen anker om vas te hou in hierdie tyd, maar Here sê kom en herbou die altare van gebed. Amen. En so wil Here elkeen oprig om te sê kom en herbou. Kom en plant weer. Maar die Here verklaar ook in sy woord en hy sê ons moet 'n visie kweek. Nou, en in die boek van Habakuk 2 vers 2 sê die woord van die Here, and the Lord answered me and said, write the vision. Skryf die visie neer. Wie van julle het 'n visie neergeskryf op 'n yskas geplak? Of op 'n spieël geplak waar jy skeef? Ek sê van ons skeef nie meer nie. So was nie visie op die spieël sê, maar sit op die yskas eerste. Amen. So loof die Here, ons gaan 'n visie neerskryf vir die jaar en 'n visie handhaaf en elke keer as jy by die yskas loop, yskas se plek ons baie tyd spandeer. En 'n yskas te loop, dan sien jy 'n visie voor jou en voor jy die huis verlaat sê hierdie visie is deel van my Here. Ek kyk na my visie sodat wat kan gebeur. Jy het 'n visie nodig om wat te doen, om te hardloop. Hy sê and answer me, write the vision, make it plain upon tablets, that he that read it may run. Sodat hy wat dit lees kan hardloop. 'n Visie laat jou hardloop. 'n Visie stel in staat om krag te ontvang van die Here en te hardloop met 'n passie vir die Here. Dis 'n visie. Sê elke vir julle 'n visie dalk vanoggend. Het julle 'n visie? Het julle 'n doel vir julle lewe in 2017? Of gaan jy met bindings in die land in 2017 as ek wens my dinge gaan beter. Ek wens my dit gaan beter as 2016. Ek hoop maar net dit gaan nie dieselfde wees as 2016 nie. Moenie net wens nie. Sê Here, ek het 'n visie nodig vanoggend. Laat die Here toelaat. Laat die Here toe om 'n visie in jou hart te kweek. Om 'n passie in jou hart te kweek. Herbou die altare van gebed. Dit begin by gebedslewe. Begin te bid. Begin die Here te soek met alles. Begin vir sy aangesig te kom en sê ek heilig U. Ek waardeer U, Here. Ek wil 'n visie hê vir my lewe om te hardloop, want ons wandel in geloof, maar ons hardloop met 'n visie. Amen. So as jy wil loop, het jy geloof nodig. We walk by faith and not by sight. We walk in faith, but we run with a vision. Amen. So as jy 'n visie het, hardloop jy. Is jy bereid om vooruitgang te maak en om aan die ander kant uit te kom vinniger as ooit tevore? Halleluja. Amen. So miskien het jy 'n visie om hierdie jaar beter te vaar in jou besigheid, beter te vaar finansiëel, maar begin 'n visie te kweek om te hardloop en nie net blindings in 'n ding te stap en sê Here, ek het niks waarvoor ek doen, waarvoor ek hardloop nie. Hardloop vir iets, staan vir iets hierdie jaar. Amen. Doen iets met jou lewe. Sê vir Here, ek wil dit toepas in my lewe ook hierdie jaar. En daarom is belangrik om te weet toe Elia nadat hy al die Baalprofete doodgemaak het en die altare van Here herbou het, toe kom hy by 'n plek uit waar hy weer in die uitkom en hy moes vlug vir sy lewe op daardie tyd ook die weer het onderhou natuurlik ook. Maar net na dit, toe kom hy ook weer terug na Agab toe. Die sê die Here vir hom, Elia gaan sê vir Agab, daar is die klank van reën. Die klank van reën is besig om te manifesteer. En hy hoor die klank van reën.
En die Bybel, die Here sê, gee my woord, sê, gaan sê vir Agab, daar gaan reën wees op die aarde. En hy gaan met 'n woord na Agab toe, en die Bybel sê, hy gaan na Agab toe, en sy paleis gestap, en gesê, Agab, die Here gaan reën stuur. En ook so vir elkeen van julle, die Here gaan 'n reën stuur op jou land, op jou lewe, hierdie jaar wat volg. Ek glo met julle hart, die Here is bereid om alles wat jy vra vir jou te gee, en alles wat jy vra in sy naam vir jou oop te maak en te gee te bewys. Amen. So wie glo daaraan dat die Here kan alles doen wat jy vra? Wie weet die Here kan alles vir jou gee wat jy vra? Halleluja. So ons gaan nie vra en kry nie. Ons gaan net soek en vind nie. Ons gaan klop en dan gaan oopgemaak word vir ons. Amen. So dan moet oopgemaak word vir elkeen van julle nuwe dimensies, 'n nuwe begin, 'n nuwe visie, 'n nuwe droom. 'n Nuwe droom in jou kinders, 'n nuwe droom in jou finansies, 'n nuwe droom vir elkeen van julle. Ek wil dit spreek met elkeen dat jou hart 'n nuwe droom ontvang vanoggend en dat jou hart suiwer is voor die Here as jy in 2017 instap en sê, Here, dankie vir 'n nuwe droom, 'n nuwe visie in my lewe. Amen. So ons gaan 'n nuwe visie hê, hardloop in die visie, wees vervul met die visie in jou lewe, weer die Here doen 'n wonderlike ding in ons lewe ook hierdie jaar. En hy sê vir ons ook, and he prayed earnestly that it might not rain. He didn't rain on the earth by the space of 3 years and 6 months. Hy gaan verder, hy sê vir ons, and he prayed again, and the heavens gave rain, and the earth brought forth her fruit. The earth brought forth her fruit. So met ander woorde, hy hoor die Here sê vir hom, daar gaan reën wees. En die Bybel sê ook verder in hoofstuk 18 van 1 Konings 18, hy sê vir ons daar in vers 12, sê hy vir ons, en hy hoor die klank van reën. En toe die klank van reën gehoor het, toe gaan hy met die klank van reën in sy ore, en wat hoor jy vanoggend daar vir 2017? Wat 'n klank het jy in die ore? As soveel klanke en stemme om ons, nou, wat negatief is. As soveel dinge wat sê, jy kan nie, jy mag nie, jy sal nie. Maar Here sê, jy kan alles doen in my naam. Jy kan alles vermag, deur ek wat jy die krag gee. Halleluja. So Here sê vir jou, jy kan alles doen. Want ek gaan ook hemele vir jou gee, ek gaan deure vir jou oopmaak, vensters vir jou oopmaak, reën vir jou stuur in jou land. Jy gaan alles ontvang wat ek vir jou beloof in hierdie tyd. Halleluja. So prys die naam van die Here. Ons weet ons is in 'n plek van 'n verwagting voor die Here, waar hemel oop is, deure oop is vir elkeen van julle. Wie glo dit volgens? Amen. Sê vir die Here, daar's deure oop vir my. Sê vir die Here, daar's vensters oop vir my. Daar's hemel oop oor my. Amen. En dis vir elkeen van julle bedoel, want dit is 'n seën wat Here aankondig. Van reën, van liefde, van bonatuurlike voorsiening en die nodige likwiditeit in jou lewe. Hy sê vir ons verder ook in die woord. Hy sê he prayed again in the heavens gave rain. Wat het hy gedoen? In die boek van 1 Konings 18, toe sê hy vir sy diensknegt en hy gaan op die berg Karmel en hy gaan bid met sy kop tussen sy knieë. Hy het 'n fetale posisie ingeneem. Hy het so gaan sit met sy kop tussen sy knieë, letterlik 'n fetale posisie soos 'n baarmoeder. En hy gesit en hy bid vir reën. En so moet ons elkeen bid, wanneer die Here 'n woord spreek oor die lewe se vanoggend. As die Here sê, "Wat goed gaan met jou as jy uitgaan hier." Jy gaan verspreek is alles wat jy aanpak en doen in jou lewe. As jy uitgaan van die visie, van die woord van die Here en gaan bid dit deur en sê, Here, dankie vir hierdie visie. Dankie vir 'n lewe van oorvloed in my lewe. Begin te bid, begin te verklaar met jou mond en begin met jou knie op jou knieë tyd te spandeer. Weet die beste plek vir 2017 is die plek op jou knieë om so te begin. Amen. Dis die beste plek om te begin. Is op jou knieë. En jy gaan sien hoe lig die Here op. Van 'n knieposisie na aanbiddingsposisie en 'n posisie van loof en prys en 'n posisie van koningskap en heerskappy. Halleluja. By elke kan instap. So Here, sien ons vanoggend met die wete dat ons bid eers en ons ontvang. En dan gebeur die dinge wat ons nodig het in ons lewens. Amen. Loof die naam van die Here. So ons gereed daarvoor, en ons gebede gaan opgewek word, ons gebedslewe gaan begin verkoop word en die Here gaan 'n vuur stuur in ons midde. Amen. Om ons te help om 'n gebedslewe te kweek. So hy bid 7 keer. Hy kom die eerste keer, hy bid en hy sê vir die diensknegt, gaan kyk wat gaan op die see aan. En dan gebeur niks op die see nie. En hy sê vir my tweede keer, hy bid weer, hy sê, gaan kyk wat gaan op die see aan. Dan gebeur niks nie. Daar's niks op die see nie. Daar's nie eens 'n wolkie nie, daar's nie 'n manifestasie nie, daar's niks nie. En toe hy weer gebid die 7de keer, toe gebeur dit dat daar 'n manifestasie plaasvind so 'n man se hand nou. Weet jy hoekom is daar 'n man se hand gewees? Gisterand ook gehandel. Want die engele was besig om in beweging te kom. Die engele het begin met hulle doen en laat hulle het begin dinge versamel vir Elia wat gebid het. Amen. So vir jou ook vanoggend, die Here sê ek versamel dinge na jou toe. Ek bring dit in werking vir jou. Ek bring 'n manifestasie daarvan vir jou lewe.
lewe, want jy het nodig in 2017 om te sien die gemanifesteerde beloftes van die Here wat vir jou sê alles is moontlik, ek werk alles uit na my welbehae en my verheerliking in jou lewe. Amen. Halleluja. So wie is bly dat die Here iets doen in 2017? Wie is bly dat die Here gaan bonatuurlike dinge doen in 2017? Wie is bly dat die Here gaan bonatuurlik hemel oopmaak met jou, dinge op jou laat neerreën hierdie jaar wat ander mense nie gaan keer nie. Die duiwel gaan dit nie kan stop nie. Amen. Want jy sê Here, ek ontvang dit uit die hand uit. Ek wil meer van dit beleef in my lewe. Ek soek meer van die Here. En in daardie dimensie gaan die Here vir jou manifestasies gee in die jaar wat jy dalk nie verwag het. Maar jy moet 'n bidder wees. Jy moet die Here soek met alles in jou lewe. Jy moet sê Here, ek kom en ek bid. Hy het 7 keer gebid en hy het alreeds geweet as iets op pad. Hy het klaar gebid in die Gees. So elke keer as jy bid, moet jy dink daar's 'n manifestasie onmiddellik as jy bid. As jy bid, sê die Here vir jou, dis klaar in die hemel gevestig. Amen. Maar die 7de keer toe hy bid, is die manifestasie daar en dinge gebeur. En so vir elke van julle, wanneer jy bid in die jaar, wanneer die Here vertrou en soek hom met alles. Soek hom met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag en met alles wat jy verteenwoordig vir die Here. Soek die Here. Wees soekend as die geregtigheid. Halleluja. Amen. Prys die naam van die Here. So ons kyk ook dat die Here ons help om daarin te stap hierdie jaar. Prys sy heilige naam. So ons gaan 'n manifestasie verhoop in die hemele, reën op jou land, reën op jou finansies, reën op alles wat jy aanpak hierdie jaar. Want jy bid, jy soek, jy vra en jy klop by die Here en alles word vir jou oopgemaak en word moontlik vir jou. Amen. Loof sy heilige naam. So wie glo dit volgens dat jy is geroep tot 'n dimensie waar oop hemele oor jou CV, waar jy loop in die belofte van die Here en jou hartlik met 'n visie hierdie jaar. Halleluja. So ek weet ook vir elkeen van julle, vir julle huise, vir julle gesinne, vir julle werk, vir julle besigheid, alles wat jy aanpak, gaan 'n oop dimensie wees van hemelse reën. Hemelse reën beteken oop hemele. En die Here wil graag die reën stuur sodat alles verdelg word in die stroom van sy geregtigheid en sy liefde. Dat alles verdelg word wat jy nie verstaan het, en die Here 'n stroom van reën stuur en sê die seëninge vir jou, op seëninge, oop hemele oor jou en jy kan daarin stap en dit geniet vir die Here. Amen. So elke keer wanneer ons blootgestel word versoekings, gaan bid. Elke keer as jy blootgestel word aan aanvalle deur die duiwel, gaan bid. En die Bybel sê wanneer jy swaar kry, gaan bid. Die Bybel sê vir ons wanneer iemand swaar kry, laat hom bid. Amen. Laat hy leer om te bid. En gebed is die asem van die Here wat jy gaan deurdra die jaar, wat jou reën gegee op jou land, wat jy gaan onderhou in die tyd in jou lewe en jy gaan 'n manifestasie daarvan beleef van oop hemele en niks gaan stop nie. Amen. Jy is geroep tot 'n plek waar jy 'n deurbraak salwing het vanoggend, waar jou hart skoon is, waar jou hart suiwer is, waar jou hart rein is om te ontvang vir die Here en sê Here baie dankie. Ek ontvang dit met geloof vanoggend in my lewe. So wees 'n bidder. Al manifesteer dit nie dadelik nie, hou aan bid. Al kom dit nie dadelik na vore nie, hou aan die Here soek. Hou aan bid en vra. En Here sê jy sal ontvang wanneer jy vra. Halleluja. Amen. So kom ons wees bidders. Hierdie 2017. Kom ons sê Here, ons soek alles wat U vir ons beloof het. Ons sien uit na volgende jaar of vir die jaar wat nou kom, die jaar wat ons reeds in is. Ons sien uit na die beloftes van die Here. Hier by omtrent April, Junie wil ons graag ook sien ons dinge kom in plek vir die gronde en ons het klaar die spultyd ingegee. Dinge werk baie mooi uit op die stadium van ons gemeente. Hier is ons baie ryklik met soveel beloftes aangaande ons lewens en ons seën julle elkeen daarvoor in 2017. Mag julle 'n vrugbare, Godvervulde, geseënde jaar beleef in Jesus naam. Met oop hemele wat julle seën vir. Amen. Loof die naam van Jesus. Amen. Elke van julle is geroep tot daardie dimensie. Julle is kosbaar vir die Here. Die Here, elke kind van hom wat bid en vra, sal kry. Elke kind van hom wat uitroep hierdie jaar gaan kry. Want die Here het bepaal, dis 'n tyd van reën, 'n tyd waar droogte opgelos word en 'n tyd waar elkeen van julle 'n geestelike droogte los en sê Here, ek kom in 'n dimensie waar vervul word en vervul bly en daarin stap en hardloop met 'n visie. Amen. Halleluja. So wie glo dat jy 'n visie ontvang vanoggend met die Here? Ek bid dat die Here drome sal wek in jou, 'n nuwe droom sal wek. 'n Nuwe begin sal wek in elkeen. Dis Here, ek het 'n visie, ek het 'n passie. Ek wil uitsien na die jaar. Moenie hierdie jaar ingaan en sê ek is passieloos of ek is doelloos nie en net ronddwaal hierdie jaar nie. Maar kom met 'n visie en 'n passie, sê Here, wek iets op in my gees. Ek wil daaroor bid, dit soek met alles in my lewe, Here. Ek sal ontvang wat ek van U vra hierdie tyd ook. Halleluja. Loof die naam van die Here. Dit is waar dit vandaan kom. Wanneer ons die Here soek met alles, wanneer ons osself neerlê op 'n altaar, is baie moeilik om 'n altaar te bou. Nou, is nie maklik nie. Want die Here sê in Romeine 12, lê jouself neer as 'n heilige offer.
En 'n altaar is 'n plek waar dinge geoffer moet word. En hy sê in Romeine 12, wy jou ledemate as heilige offers aan die Here. So wy jouself as 'n lewende offer aan die Here. Sê Here, ek is 'n offer vanoggend vir U vir 2017. En die Here antwoord nie offers. As 'n offer op 'n altaar is, antwoord hy die offer. Amen. As niks offer nie, gaan hy niks antwoord. Elia moes daardie altaar uitkap, en moes die altaar herbou, al die klippe op mekaar pak, die hout op die altaar sit, die water op het uitstrooi, en moes die bees in 4 dele kap, en ook die bees neer lê, en op die Here, en hy roep uit na die Here, die Here sê, ek antwoord die offer, ek antwoord omdat jy bereid was om te werk, en te arbei, en altare op te rig vir my. So, wek 'n altaar op 'n gebedslewe hierdie jaar. En jy gaan sien wat doen die Here. Hoe antwoord die Here met vuur en met 'n offer wat vir Here aan jou is. Amen. So wek dit vir Here op hierdie jaar. Sê Here, ek gaan nie meer blindings rondstap en rondwaal nie. Ek gaan 'n visie en 'n passie, Here, en ek gaan vir iets hardloop in U. Amen. Mag die Here elkeen vir julle sien met 'n visie en 'n passie en met 'n vooruitsig wat niemand gaan verslot nie. Amen. Want die Here gaan jou bekragtig met energie, met krag om te hardloop en passie te hê, oorwinning te hê en alles in die naam van Jesus. Halleluja. Loof sy heilige naam. So wanneer ons vanoggend saamkom, dan gaan ons saamkom om te bid. Ons gaan die jaar spandeer en bid saam voordat ons die jaar ingaan. En dis waar ons moet begin. Ons begin op ons knieë in die jaar. Ons begin in hierdie plek om die Here aan te roep. Ons begin om die Here te vra vir manifestasie van sy heerlikheid en oop hemele oor elkeen, en dit gaan so wees vir elkeen van julle hierdie tyd te volg. Amen. Loof sy heilige naam, kerk. Wees bly dat ons net kan bly wees met die Here. En weer as 'n jaar van vooruitsigte, 'n jaar van passie, 'n jaar van oorwinning vir elkeen van ons. Amen. Ek vra dat ons elkeen net by die tafel van die Here ook aansit vanoggend, ter nagedagtes van die Here se bloed en sy krag in ons lewens. As Here kan vertrou daarvoor ook, en vra Here, kom dat die krag van God in my lewe manifesteer, en U ook, Here, U gewond in my lewe verseël, die belofte van U, dat ons kan aanbid en loof en prys en altaar oprig vir U naam. Dankie daarvoor. Amen. Amen. So die Here salf ons hoof met olie. Ons bekers ook oor hierdie jaar. Die Here maak alles heel en hy maak alles nuut. Amen. Halleluja. Dan ons Bybelskole, ons aktiwiteite gaan aan na die skoolvakansie. Ons jou aan met al die aktiwiteite en die doop en alles. En ook ons gebeds, ons wil graag gebedsure begin ook. Om mense kan betrokke raak, bid, en kom bid saam met ons bid by ons. Met hierdie jaar bid, uitdruk na die Here te probeer. En kom ons raak betrokke, kom ons bid, kom ons soek Here se aangesig in die tyd. Ek weet Here wil altyd met vuur by mense. En sê, kyk, hoe natuurlike dinge kan manifesteer in die lewe. Amen. Genesing, kragte, wonders, tekens, is 'n dekade van oorwinning en 'n dekade van krag wat die Here bring in elkeen se lewe. Amen. En almal wat onder daardie klank van die reën van God is, vanoggend gaan die dekade van oorwinning beleef en bonatuurlike dinge se doen in jou lewe. Amen. Ek glo met julle harte. So prys naam van die Here. Ons is bly daarby om volgende week saam met julle. Ons sien die Here doen bonatuurlike dinge. Vryheid gaan daar wees, oorwinning gaan daar wees, vrede gaan daar wees en gaan heers vir altyd in jou lewe. Amen. Prys naam van loof U naam van Here. Amen. Nou as die elemente vas in ons hande, kom ons wy onsself van die Here in gebed op vanoggend. Halleluja. Ons kom voor die Here. Kyk nou hoe groot die skrif van Jesus God hier agter. Kan dit oprig nie. En sy loop en dit sit 'n paar maande terug, 'n paar jaar, paar maande terug. Maar die Here sê die Here laat dinge groei, die Here laat dinge manifesteer wat ons nodig het. En ook vir net klein net vir voor, dis so kosbaar en net in lewe gekom.
En so is die vrug van die Here op elkeen van julle se lewens. Mag die Here elkeen bevrug met lewe oorvloed. Amen. Dat julle kan uitsien na 'n jaar van oorvloed en seëning. Kom ons kom vir Here, kom ons vra dat sy aangesien elkeen skyn vanoggend. Dat jy 'n visie en 'n passie elke hart kweek. Dat Here ons elkeen vervul met lewe en oorvloed, ook in hierdie tyd wat voor lê. Dit is 'n jaar van verwagting. Ek verwag soveel dinge uit die hand van die Here uit, saam met julle, vir elkeen van julle. En ek weet daar gaan bonatuurlike dinge gebeur. En as jy net bereid is om te sê dat ek buig my knie vir 'n allerhoogste God. Ek buig my knie vir die Vader in die hemel. Ek buig my knie vir 'n God wat altyd hoor wanneer ons bid. En dan gaan hy 'n klank stuur in jou lewe van 'n manifestasie. Hy sê ek wil dit doen. Ek wil dit uitstop. Ek wil dit bekend maak vir jou. Amen. Los 2016 agter. Los die gebrokenheid agter. Los die verlede. Ek sê Here, ek stap uit in 'n nuwe toekoms met nuwe dinge wat vir my wou vir die tyd. Kom ons bring dit vir die liggaam van die Here. En sodat die liggaam met verseël in my lewe, Here, vanoggend. Kom ons bring die liggaam van Christus ook in werking vanoggend en sê Here, in my lewe wil ek gelykvormig wees aan die Here Jesus in my lewe. Ek wil een wees met hom as ek 2017 kan seer. Ek kan nie sonder hom oor die weg kom nie. Jy moet in hom gefundeer, gegrond en gevestig bly hierdie tyd. En dit gebeur deur gebed, dit gebeur deur smekinge, dit gebeur deur die Here te soek. Maar ons gaan een word met Christus vandag, ons 'n liggaam saam te herdenk. Kom ons doen dit saam. Vader, ons loof en ons eer U vanoggend vir die liggaam van 'n lewende God. Here, U het vlees geword en ons kom woon in die woord, Here. Mag die woord elkeen verkoop en elkeen help en elkeen oprig, Here. Here, om een te word met Christus Jesus, Here. Elke gesin, elke persoon wat hier is vanoggend, Here, word deel van die goddelike natuur van die lewende God, Here, vir 2017. Hierdie jaar is 'n jaar van die liggaam van Christus, waar die liggaam kragdadig opstaan, Here, om te spreek en te doen soos die Here sê. Here, dankie vir 'n liggaam wat U opwerk met 'n Middelburg en uithoeke van die aarde, Here. Hierdie mense wat hier sit, Here, is U liggaam. Hulle is deel van die goddelike natuur. Hulle is deel van die DNA van God. Deel van die gees van lewe. Vader, ek dank U daarvoor dat die gees wat lewe bring, elke vanoggend vul, Here. Maak ons oorlopends te vol vanoggend, Here, dat ons deel word van wat U vir ons doen. Elke plan, elke visie, elke idee wat U vir ons het, Here, dit is ja en amen. Dit is godsvrugtig, Here, en is lewend vanoggend in elke hart. Ons kom, Here, vir die troon, en ons herdenk die liggaam van ons koning en ons Here, die koning van alle konings, en die Here van alle Here, die wat vir ons alles moontlik gemaak het. Die kruis en die bloed is genoeg vir ons, Here. Die kruis is die soeke vir ons harte. Here, die kruis is die begeerte waarop ons uitkyk, Here, hierdie jaar. Ons kyk uit om gewas te word in die bloed. Ons kyk uit na die genade van die Here. Maar dit is net genade, Here. Genade op genade vir ons elkeen. Wat deel word van die liggaam van Christus vanoggend, Here. En deel word van die goddelike natuur. Ons aanbid U en ons heilig U daarvoor, Vader, in Jesus naam. Ons neem die liggaam van die Here saam. Vandag gedagtes wat ons gedoen het aan die kruis. Dankie, Here. Ons loof en ons eer U, Vader. Dankie, Here, vir die heiligdom. Dankie vir U krag. Dankie vir U koninkryk, Here. Dankie dat dit manifesteer in elke lewe. Vanoggend U koninkryk en die krag en die heerlikheid van 'n liefdevolle Vader. Dankie, Here, daarvoor. Kom ons kom vir die bloed van die lam. Ons oorwin die duiwel deur die bloed van Jesus, die hoof van ons getuienis. En wanneer ons die bloed van die lam saam herdenk vanoggend en saam geniet, kom ons herinner onsself daaraan dat die bloed genoeg is om alles skoon te was en te vergewe. Dit maak nie saak waar jy geval het, waar jy tekort gekom het hierdie jaar of die verlede jaar. Hierdie jaar is die bloed by jou lewe. Die genade is altyd daar by jou lewe. Dit was altyd skoon. Dit maak nie saak hoe ver jy afgedwaal het nie. Maak nie saak hoe ver jy dink die Here kan nie vergewe nie. Die Here sê, restaurasie kom deur my bloed, oorwinning kom deur my bloed. Amen. En kom ons kom vir die Here en sê, Here, dankie vir die kosbare bloed, my reinig, my heel maak opnuut en my sonde vergewe. My laste verdwyn en alles, Here, maak U rein. U gee 'n nuwe begin vir my elkeen wanneer ek vra vir die bloed in my lewe. Bring die Here 'n nuwe begin in elkeen se lewe. Nou, die Bybel sê dat die sonde is bely, God is getrou regverdig, om die sonde te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Nie net 'n bietjie ongeregtigheid nie, maar alle ongeregtigheid. So daarom sê hy weer vir jou, jy is voor my in aansien. Ek heilig jou in my bloed vanoggend. Jy is in my heiligdom. So moenie skuldig vir dinge wat jy gesê het gedoen het nie. Die duiwel hou van mense skuldig laat voel. Omdat die duiwel kom en hy probeer altyd jou geloof challenge elke dag. Hy kom elke dag en hy kom teen jou geloof, hy kom teen jou persepsie, hy kom teen jou uitsprake en hy kom teen wat jy glo. So moenie hom toelaat om jou geloof af te breek hierdie tyd. Sê die bloed is vir my. Sê vir die persoon langs jou vanoggend, die bloed is vir my. Die bloed is my deel.
Dit reinig my, dit was my, dit bring genade in my lewe en vergifnis. Amen. Kom ons neem die bloed van Jesus saam. Dankie vir die bloed, Here. Die bloed doen wonders in ons lewens. Die bloed maak ons skoon, dit reinig ons, dit heilig is opnuut, Here, om 'n lewende God te aanbid en te aanskou. Dankie vir geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees vanoggend, Here, wat op ons lewens uitstort, Here. Vader, ons eer U en ons heilige kosbare naam, omdat die bloed van die lam alle sonde in hierdie plek vergewe het en alle skuldgevoelens vanoggend laat verdwyn, Here. Ons staan rein voor U, geheilig voor U, Vader, sonder tekortkominge, Here, met blydskap en vrede in die Heilige Gees in ons harte, vir 'n visie en 'n doel in 2017 ook, Here. Dankie daarvoor in Jesus naam. Kom ons neem dit saam vanoggend, kerk, in Jesus naam. Dankie, Here. Dankie vir die kosbare bloed, Here. Dit reinig ons. Ons oorwin die duiwel deur die bloed van die lam en die woord van ons getuienis. Dankie daarvoor, Vader. Sê die kelkies gerus aan die kant toe, baie dankie. Amen. Loof die Here. So vir ons gaan einde vanoggend. Dit is vroeg. Ek wil graag saam met julle 'n gebed doen. Ons gaan bidders wees vanoggend, is reg. Ons net 'n bietjie bid saam met elkeen van julle. Ons het baie tyd vir die gebedjie. Ek wil hierdie gebed vir julle wys. Hierdie gebedsgebed wat gebid was in tyd van die bouing van die tempel in Salomo se tyd. En ek wil dit gebid vir elkeen wat in hierdie gemeente betrokke is. En saam met julle dit verklaar oor elkeen se lewe. Ons gestraan gedoen het. Ons doen dit vanoggend weer. Ons vra vir die Here vir die seën van die Here. Dat die gebed elkeen se lewe sal bevlug. Die gebed gaan as volg. En Salomo staan op vir 'n volk en hy bou vir 'n koper altaar, 'n koper platform. En hy staan op die koper platform. En dit is 2 meter hoog en 2 meter wyd gewees, 2,5 meter hoog eintlik, 2 meter wyd en 2 meter breed. En hy staan op die altaar op die platform en hy verklaar die gebed oor die volk. En ek wil dit saam met julle verklaar. En kom ons maak dit persoonlik vir onsself. Ons gaan doen met die woordigheid van die Here vir ons eindig. So kom vra ons Here se seën op elkeen van julle 'n gebedslewe wat hy kweek in julle harte en om 'n altaar op te rig in die tyd van liefde, vrede en blydskap in die Heilige Gees. So kom ons staan op ons voete, kom ons bid die gebed saam asseblief. Dankie Here. Bless die naam van die Here. So ons kom en ons bid hierdie gebed saam in Jesus naam. Maar kom ons kom vir die altaar van die Here. Kom ons wek 'n altaar op vanoggend in ons lewens. As jy wil deel vir die Here is welkom. As jy vir die Here wil kom en jy self toebe aan die Here volgens hierdie gebed, baie welkom. Maar kom ons bid asseblief saam as 'n gemeente. Kom ons bid dit saam. En ek wil dit saam met julle persoonlik maak vanoggend. So as ons bid, soos as die hemel toegesluit is, daar geen rede in my lewe is die Here omdat ek nie gesondig het. Sê dit sommer so vir die Here. Amen. Begin dit verklaar maak persoonlik dalk. Sê dat as geen rede dalk in my lewe nie, ek is droog en dor in my binneste omdat ek nie gesondig het. Begin dit persoonlik te maak en sê Here vergeef my daarvoor. Hoe dit gaan die Here doen aan die einde. Ek gaan 'n bonatuurlike seën uitsort op elkeen wat hierdie gebed gebid het. Salomo staan op die platform en hy lig sy hande op na die hemel toe en hy bid hierdie gebed vir die volk. En hy bid hierdie gebed in die tempel. En toe hy dit klaar gebid, kom die Here en hy antwoord weer met vuur. En hy antwoord en hy sê ek het jou gehoor. Ek gaan doen wat jy gevra het. Amen. So as jy bid, dan gaan jy gerus op vir die Here. Stel jouself oop, Here, oop hemele, oop harte en ontvang van die hand van die Here af. Kom ons maak dit persoonlik. Kom ons bid almal saam. Kom ons lees saam 1 2 3. As die hemel toegesluit is vir my, maar geen rede is nie omdat ek nie gesondig het, maar ek na hierdie plek toe bid in die naam bely en ons van ons sonde bekeer omdat U ons onsself vermoedig. Wil U dan hoor in die hemel en die sonde vir my van my lewe vergewe? Want U leer ons die goeie weg waarin ons moet wandel. U gee reën op my land wat Here ons se volk as 'n erfenis ontvang vanoggend, Here. So Here sê hy gee reën op jou land as jy hierdie gebed bid. Vra vir Here nou, net waar jy staan, sê Here, hoor my gebed. Stuur weer reën in my lewe. As ek nie gesondig het, Here, vergeef my vanoggend, Here. Reinig my opnuut van alle ongeregtigheid. Vra dit vir die Here vanoggend. Sê Here, ek het 'n erfenis as reën wat U vir my beloof. Reën op my land, reën op my gesin, reën op my gees vanoggend, Here. Reën in my lewe. Mag dit manifesteer in my lewe. As ek nie gesondig het, Here, en ek bid in hierdie plek vanoggend, Here, vergeef my daarvan en reinig my sodat daar weer reën as 'n erfenis in my lewe kan wees. Kom ons bid vir die Here. Amen. Sê Here, bring die reën. Vergewe my. Reinig my, Here. Here, 'n erfenis vir my is reën. Die Here sê hier, die erfenis in jou lewe is oop hemele, is reën. Amen. Halleluja. Ons kyk na die volgende. As 'n hongersnood in die land is, dan word geen voorsiening nie. En brandkoring, hedendag sprinkaan, kalfveters, as die vyand kom in die land van stede dit benoud maak, en dit plaag, ons siek toe ek al, enige gebed, enige smeking met enige mens,
vir die volk Israel doen, sal elkeen sy plaag, sy smart ken, dit is sy hande na die huis toe kan uitbrei, en hy sê vir ons verder, wil jy dan bid die hemel 'n vaste bidplek en vergewe en aan elkeen gee volgens al sy weë. U wat sy hart ken, wat alleen u ken die hart van die mensekinders, sodat jy kan vrees om te wandel in al die weë en alle dae wat hulle leef in die land wat U ons voorvaders gegee het. Amen. So ons bid dit saam. Sê Here, as enigiets in my lewe is wat nou heers, wat verwoes, wat steel, wat opvreet in my lewe, ek verwyder dit, Here, en ek bely dit vir U Vader, en ek vra dat die hongersnood sal wat einde kry. Ek bid vir versoening. Hy sê Here, dat die hongersnood einde kry in my lewe, daar waar die kaalvreters springbane verwoes en gesteel het, Here, ons verwyder dit vanoggend, Here, ons verbied dit in kinders van God se lewe hier vanoggend vir 2017, Here, ons sal genoeg insamel, ons sal nie honger wees nie, ons sal geen leemte ken nie, ons sal geen beperking ken nie, Here, want U sê as ons hande uitsteek in hierdie plek vanoggend, Here, gaan U ons kom besoek, U gaan dit uitstort in ons lewens, Here, U gaan ons kom seën, Vader, en ons gaan altyd die vrug daarvan geniet. Vader, baie dankie daarvoor, dat ons as kinders van U kan uitroep daarvoor, Here, en elke sprinkaan, elke verwoester, elke kaalvreter sal vernietig word vanoggend in Jesus naam. Here, hierdie jaar is 'n jaar van seën, 'n jaar van welbehaag, 'n jaar van 'n uitstorting van baie meer in ons lewens in Jesus naam. Ons sal bid en ons gee al die eer aan Vader in Jesus naam. En ons bid die volgende gebed in vers 32. Hy sê ook ja, die uitlander wat nie U volk is nie, hulle sondaars wat van ver af kom, sê die woord sondaars wat die Here nie ken nie, mense wat God nie ken nie. Wat dit sê hy vir hulle? Hy sê as hulle inkom in hierdie land, in hierdie plek, Here gaan nie hulle hoor. Ek gaan vrees in harte sit, ek gaan dit nie so met myself basies so net vinnig, en hy sê as hulle aanroep, Here, gaan die vrees van God geken word, en hy gaan verder, hy sê vir hulle moet gewaar, dat die naam uitgeroep is vir die huis wat U gebou is, wat U gebou het. So vra Here, sê vir Here, elke sondaar wat ek trotseer, wat ek ken, wat ek dalk ontmoet in 2017, elke sondaar wat ek ontmoet in die jaar, Here, ek wil net 'n uitspraak maak oor hulle lewens, dat hulle God moet ken, dat hulle U sal ken, en die vrees van God in hulle lewens moet begin heers. So pas vra Here, elke sondaar wat hierdie gebou inkom, elke sondaar wat hierdie huis inkom in 2017, sal gewaar word, Here, dat die Here met hulle is. Here, vergewe elke sondaar wat in die huis inkom, Here. Vergewe elke persoon wat U nie ken nie, Here, en raak hulle aan en maak hulle heel in Jesus naam. Vader, verklaar dat hulle lewens ook, Here, dat hulle die genade ontvang van die Here en hier gehoorsaam sal word aan die wil van die Here. En vra vir die Here wat volgende, Here, as hulle U inkoms oortuig dat U God is, bring oortuiging in hulle harte dat U werklik God is, dat U hulle wil seën en hulle wil heilig en hulle wil skoon was met U kosbare bloed. Ons bid ook vir elke sondaar vir die jaar wat inkom. Amen. Ons bid die laaste gebed en sê as die volk uittrek in oorlog teen die vyand, op pad waarop hulle stuur, en hulle bid op die rigting vir die stad en vir die huis wat die naam gebou is, wil dan uit die hemel hulle gebed hoor, hulle smekinge en hulle reg verskaf. So hy sê vir ons hier duidelik, wanneer ons uitgaan in oorlogvoering, wanneer ons uitgaan en ons stry met dinge in ons lewens, oorlogvoering hier, nou, wanneer ons besig is met stryd in ons lewens, mag hierdie jaar strydloos wees vir jou. Mag hierdie jaar 'n jaar is van oorwinning vir jou, waar jy elke vyand oorwin hierdie jaar. Ons bid dit vanoggend met 'n beginsel van ons begin op ons knieë vanoggend en sê Here, ons stryd met of oorlogvoering het, Here, mag U ons bid, mag U ons help in ons stryd. Ons bid dit vir die Here. Vader, elke oorlogvoering, elke stryd wat ons voer hierdie jaar in 2017, vir hierdie gemeente, wanneer mense hier inkom met 'n stryd, Vader, mag die stryd oorwin word deur die kosbare kragtige bloed van Jesus ons Here. Mag die stryd oorwin word, Here, deur die gesag en autoriteit van die Here Heilige Gees in ons lewens, Here. Ons heers vanoggend in hemelse plekke. Here, U sê in die woord in Lukas 10:17, Here, ons Here, trap op slange en skorpioene en niks sal ons met beskadig nie, Here. Ons heers met die werke van duisternis vanoggend, Here. Wanneer elke persoon wat hier inkom, wat oorlogvoering en betrokke is, Here, met magte van duisternis, mag hulle die smekinge, Here, van hulle harte in aanmerking kom vir die troon, Here. Mag U hulle hoor en reg aan elkeen verskaf, Here. Mag U optree namens hulle. Mag U reg verskaf as 'n koning en 'n regverdige regter en 'n optree, Here, en die mag van duisternis verslaan en elke wapen teen hulle wat gesmee word, Here, wat teen hulle opstaan gereg, sal hulle kan weer lê, want hulle word die geregtigheid van die Here genoem. Dankie Vader, hierdie land, Here, vir die vyand ons nie oorweldig nie,
Die vyand gaan ons nie neersleer nie, die vyand gaan ons nie wegvoer nie, die vyand gaan ons nie geïsoleer hou nie, Here. Ons gaan in die teenwoordigheid van Here tyd spandeer, ons gaan daar ons bestaan voer, ons gaan 2017 in, sonder oorlogvoering, sonder stryd, Here, want U is ons leidsman, ons vredevors en ons regter en ons God, in Jesus naam. Prys die naam van Here, amen. En dan sê die Here vir ons, kom ons by die laaste skrif hier, in vers 40, hy sê, my God, mag die oortogte oop wees, en die ore luister, na die gebed van hierdie plek. Amen. Kom ons bid vir Here, vra vir Here, lê jou hand op jou hart vanoggend. Sê Here, mag die gebede in aanmerking kom en uitput in hierdie plek. Mag die ore oop wees, Here, en mag die oop wees oor my lewe vir 2017. Kom ons bid dit vir Here. Amen, om te bid en te soek, altare te bou vir ons baie belangrik. Ons bid dit vir Here, ons bou altare in ons harte, sê Here, onthou my wanneer ek bid. Mag die oor oop wees oor my. Mag die ore oop wees oor my wanneer ek bid. Luister na my gebede asseblief, Here. Mag die oor oor my dwaal en my altyd raak sien. Dis wat die Here sê, nou. Hy sê sy oor gaan oor die hele aarde om te kyk wie roep uit na hom toe. Sy oor is oor die hele aarde om te kyk na jou en uitroep vanoggend na hom toe. Hy sê my oor is op jou. Soos my oor op die swaalkie, op die voeltjie is, wat daar buite rondvlieg, soos my oor op jou vanoggend. Sy oor gaan nie van jou verlaat word nie. Hy gaan sy oor nie van jou afhou nie. Maar sy oor is passievol en sy oor is liefdevol. Ek prys die Here daarvoor, dat die Here sy oor oor jou uitstrek en dat hy sy ore oop maak vir jou gebede. Hy vra dit hier, Salomo, en net nadat hy gevra het en amen gesê, toe sê die Here, ek het jou geantwoord, ek gaan jou gebede verhoor en my oor gaan altyd op jou wees. Amen. So sê die Here ook vir jou vanoggend, my ore gaan oop wees vir jou gebede en my oor gaan altyd op jou wees. Om te sien waar ek moet optree vir jou, om te hoor wat jy vir my sê. Amen. Prys die naam van die Here. Dis bly daaroor dat ons weet, die Here hoor, luister ons gebede, kom ons gaan prys aan mekaar. Amen. Dis Halleluja. Amen. Loof die naam van die Here. Ek is bly dat ons gewoonlik kan wees op die 7 en weet dat die Here ons ore en ons oop maak, ons eie ore, ons eie oop maak, om ook sy ore en sy oor ons oop maak. Amen. Hy weet dat ons altyd nodig het en ons weet dat ons hom altyd nodig in ons lewens. Nou, so prys die naam van die Here, gaan uit met vrede en mag die blydskap van die Here altyd vervul. As jy wil saam met kniel in vanoggend vir ons vandag, vir ons bid, ons kniel voor die Here. Dis amper 11 is. Of is al 11? Dis nou vandag. Maar as jy kan kniel nou is, dan by jy kniel by jy stoel, kniel op jy stoel, sit by jy stoel. Maar kom ons kniel voor die Here. As jy doen vanoggend, kom ons begin ons jaar ons neem. Dis reg so. Kom ons by onsself van die Here. Vader, ons loof en ons prys, ons eer die Vader, elke in die plek is gesalf, geseënd is vanoggend, Here. Here, ek dank U dat die gemeente, Here, die krag en die gesag en die autoriteit van die Here uitdra hierdie jaar. Here, dank U dat elkeen wat ingekom het vanoggend, Here, ontvang uit U hand uit, Here, ons begin op ons knieë vanoggend, Here, ons spreek lewe en oorvloed oor elkeen uit vanoggend, Here. Mag hulle geseënde, vrugtevolle, Here, Godvervulde, geesvervulde lewe beleef hierdie jaar wat voor lê, Here. Ons begin op ons knieë en ons dank U, Vader, vir elke goeie gawe in 2016. Ons wonderlik, Here, om saam met U te wandel. Maar Here, hierdie jaar ons ingaan van ons harte. Ons wil 'n visie in ons harte, Here. En ek sê elke wat vanoggend gekom het, Here, ons begin nederig op ons knieë vanoggend, Here. U gaan elke oprig wat vanoggend hier is om nederigheid van hart te toon, Here. Seën hulle baie ryklik, Here. Mag hulle gaan in vrede, mag hulle geniet wat U voorberei vir elkeen, Here, volgens U welbehae en U belofte, Vader. Ons eer U en ons heilige kosbare naam. Here, U is wonderlik. U is die God van wonders. Here, U doen pragtige dinge in ons midde en mag U naam geheilig word oor die gemeente. Roep 'n seën uit oor ons, Here. Mag elke wat hier inkom ervaar dat die Here is met hulle. Die Here bekragtig en seën hulle. En Here, U woord sal seëvier. U woord bring lewe en U woord bring krag voor in ons lewens vanoggend ook. Mag U naam geheilig word. Ons eer U en ons heilig U. In Jesus naam bid ons dit. Amen.